U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Een koue aand in Suburbia sit 'n vet gemmerkat op sy uitkykpos, die tuinmuur voor die Taljaard se huis, die dubbelverdieping op die hoek. Hy kyk stip na die stil huis oor kan die straat, trek sy ore plat en brom diep uit sy keel. Hy staan vinnig op en loop op die muur langs na die houthek, na sy gewone afspringplek. Stert in die lug asof hy middelvinger wys. Skielik 'n dowwe klapgeluid. Die kat val in die rotstuin. In die boonste takke van 'n olyfboom hurk 'n donker figuur. Hy mik om af te swiep, maar dan gaan die huis se agterdeur oop. 'n man kom uit. Hy roep, die kat roer nie. Vlerke klap, die man kyk op. Hy hardloop na die rotstuin. Die maan is nou weg, die dag naby. 'n storie begin. Een rekenaar is vreemd en wonderlik. Ek wonder oor die ding. Druk en daar spring die woorde op die skerm. Wonderlik. Mense kan nogal oulik wees. Ek weet, ek hou hulle al lank dop. Selfs papa het sy oomblikke. Al dink Mrs. en Nana nie so nie. Nietemin, hier is ek, 'n net effens oorgewig gemmer munchkin mannetjie met een oog, wat deesdae wanneer almal in die huis slaap of iewers gaan kuier het, in die grootste deurkamer by die rekenaar sit. Hoe het dit gebeur? Dit voel soms soos 'n droom, en ek droom baie, want ek slaap baie. Katte slaap graag, sê almal altyd. 'n buitengewone kat, sê almal ook, met sy kort bene en ronde kop. Just a ball of fur, sê Mrs. He was so cute when Hendrik brought him home that first time. But so are all babies, eh? Wel, ja. Ek wonder soms oor my bloedpa. Dis nou 'n kat, natuurlik. Wel, papa spot dat hy 'n otter was. Daarom is my beentjie so kort, maar ek weet papa speel maar net. Van wat ek kan agterkom, was my bloedpa 'n kat wat saam met vriende van papa en ma op die plaas gekuier het, en weer saam met hulle weg is. Baie deur mekaar, ek weet, ek sal moet vertel. Nou ja, waarom te begin? Van my baba dae onthou ek min, net dat dit kort en gewelddadig was. Ek droom steeds daarvan. Geweld is natuurlik deel van 'n kat se lewe, al dink mense ons is sag en slaperig. Onder die oppervlak lê verwoesting en bloed, waaraan ons daagliks dink, ook as ons slaap. Die natuur is immers wild en woes en wreed, en karnivore is nie sissies nie. Karnivore. Ek sien tande.
naels wat oor kaal bene krap, bloed en hare. Katte in al ons kleure en groottes oorleef omdat ons kan aanpas en omdat ons mense en honde kan verdra, terwille van oorlewing. Ek sit en luister, al wat ek hoor is die wind. Papa sê mos, katte miauw soos babas wat huil, maar die wind klink soos honde wat huil. Dit laat my gril om so wakker te word en al wat jy hoor is die wind wat huil. Maar wanneer ek my mense hoor, ontspan ek, veral nou. Katte kan 5 maal beter as mense hoor, het Mrs. gister gesê toe ons almal in die kombuis was. En steeds ignoreer hulle jou met soveel oorgawe dat dit jou nekhare laat rys. Hendrik, dis sulke tye dat ek sukkel om van hulle te hou. Toe sê papa, 'n kat se aandag is kosbaar. Dit draai alles om kos. Baie soos met mans. Mrs. kan nogal simpel goed sê. Ja, my ou botteltjie bovril, het papa gelag. Ga, praat van simpel goed sê. Ek weet katte hoor goed en mense hoor nie so goed nie. Dis hoekom 'n kat moet seker maak mense sien hom as hy honger is. Maar die nekhare ding is vir my nuus. Dit het ek nog nooit gesien nie. Maar nou dat ek daaraan dink, daar is hulle hare maar kort. Kan seker maar wees. Ja, meeste dae is dit stil in ons huis. Soms kom kuier vriende, soms stry papa en Mrs. en dan is dit nie so rustig nie. Veral nie as hulle oor sy vriende stry nie. Vriende? As ek na hulle kyk, verstaan ek nie mooi wat dit beteken nie. En waarom is vriende regtig nodig? Om deel van 'n trop te wees? Gelukkig het katte nie so iets nodig nie. Veral nie as jy in 'n huis woon nie. Dan het jy tog alles wat nodig is. En anders as honde kan jy eenkant wees en steeds kry wat jy wil hê. Papa het hierdie vriend, 'n vreemde skepsel, genaamd Liebe Leibrand, 'n Hollander. Hollanders is vreemder as ander mense, dink ek. Hulle praat snaaks, so asof iets in hulle keel vassit. Papa sê, hierdie een lyk nie soos 'n regte kaas nie, maar soos 'n ruier wat deur 'n skoorsteen geval het. Lank en maar en donker. En meer as net 'n bietjie mal. Hulle ken mekaar van skooldae, sê papa, as Mrs. kla oor die man wat ontydig hier aankom en dan sit hy hier by papa en praat oor dinge en mense van hulle kinderdae. Kinderdae. Hoekom daaroor praat? Ek wil liewer nie aan myne dink nie. Juis, sê Mrs. aan papa, jy weet al lank al hy's 'n poepel. Raak ontslaaf van hom. En dan slof sy weg met 'n frons. Sy weet papa sal nie die man wegjaag nie. Papa het 'n te goeie hart, sê sy altyd. En enige te is nie goed nie. Buitendien, hy het na sy aflegging bra min vriende oor. Aflegging. Belangrike woord. Slegte woord ook. As Mrs. so raas, sê papa saggies, ten minste het ek vriende. Sy moet pottery klasse gee om vriende te kry. Ha, Timmy, jy moet vir hulle gaan poseer. Ha, dan kan hulle kalbasse sommer katpasse word. Ek wikkel net my ore en piets met my stert. Papa weet, ek het gehoor. Mrs. en haar vriendinne kan maar aangaan met hulle nat klei. Ek stel nie belang nie. Dit klink grillerig, nat en vuil. Soos die modder op die plaas, wat ek goed onthou. Perdemis en strooi en modder. Sies, ek gril, wil my voete skud. Ek stuur my min aan ou Liebe, maar toe hoor ek hy sê katte is so dom, hulle geheue is korter as 'n eendag vliegsin. Dom? Vlieg? Dit pla my soos 'n luis agter my kop. Ek kan nie daarvan ontslaa raak nie. Ek sal die belediging vir altyd onthou. En hy sal nog sien, katte is die werktuie van karma. Karma. Wonderlike woord. Nana sê,
Watch out, my karma will drive right over your dogma. Wanneer papa oor die dinge praat wat haar kwaad maak. Ek self bly liewer uit die straat uit. Nana is 'n anderlike ene, sê papa. As hy van haar praat, lyk hy soos ek, wanneer ek aan Mrs. se modder dink. Ek dink Liebe sê sulke dinge oor katte om papa te terg. Ek hou nie daarvan nie, net niks nie. Mrs. sê ook, hy is obnoxious, opinionated en entitled, soos 'n tiener. Ek weet nie wat al daardie woorde beteken nie, en dit maak my nogals nuuskierig. Katte is mos nuuskierig. Nana sê, curiosity killed the cat. Dis hoekom ek uit die straat bly. Maar dis ook nie altyd genoeg nie. Gevaar ry nie net in strate nie. Ek kyk na die bome en die lampale en dan gril ek ook. Maar anders as vir modder. Papa is goed vir my. Daarom is sy vriende my vriende. En sy vyande ook myne. Selfs die skepsel, Liewe Leibrand, hulle het saam skool gegaan en universiteit toe ook. Hy en my papa. Liewe het by die koerant gewerk waar papa gewerk het. Koerant. 'n Ding wat mense eers baie van gehou het, vir lank, maar nou nie meer nie. Liewe was nie lank by die koerant nie. Hy was te liberaal, sê Mrs. Hulle het hom oor sy enigste goeie punt gefire, sê sy. En dis ook al waaroor ek met Hollands kan identifiseer. Hulle vrye denke. Vry? Denke? Is alle denke dan nie vry nie? Ek dink myne is, dit wil net wegvlieg, soos voëls, uit my kop uit, vir altyd weg. Ek moet net keer, anders moet ek nuus vang, soos voëls, met moeite. Dit maak my moeg om net daaraan te dink. Papa glimlag dan en sê iets soos, kyk, die Komalos het 'n nuwe kar gekoop. Mrs. sal antwoord, sorry to hear of their shit, en sy klink dan vies, slof weg. Ek besef dat katte nie gewoonlik vriende het nie, want papa sê vriende doen dinge vir mekaar. Vennote, ja. Vennoot, wat 'n lieflike woord, klink soos musiek. Mossies meestal is vir my musiek. Hulle chirpies, chip chip, chip chip. My gedagtes wil alweer vlieg. Fokus, net so mooi en meer nuttig. Daarsonder is daar niks. En Liebe se moer, hy weet niks. O, en papa het darm nog ander vriende. 2. Koos en Adam. Hulle praat baie oor hulle Ami-dae en lag dan, omdat papa altyd in die moeilikheid was, by die korporaal. Die korporaal en papa was nie vriende nie, glad nie. Papa sing soms 'n liedjie, iets soos korporaal korpulent, wat 'n vieslike vent, met 'n pens soos 'n tent en 'n, ek onthou nie die res nie, maar dis nie mooi nie, dit onthou ek. Adam en Koos woon saam, maar hulle kom net hier as hulle genooi word, soos vir rugby kyk, en om te eet. Eet en rugby kyk gaan mos saam. Drink ook. Papa sê, dis eintlik Mrs. se probleem. Dead right, mister? Ek hou nie daarvan as mense drink nie. Net as jy nie kan saam drink nie. Papa gee sy blaflaggie en die stryery gaan aan en ek loop uit na die wilde vy agter. Die geraas van die voëls maak my darm nie so onrustig nie. Musiek is musiek, al is dit mal musiek. Ek het deesdae nodig om rustig te wees, anders loop my gedagtes deur mekaar en dan raak ek soos Liebe sê, hy mag nie reg wees nie. Papa drink minder bier as eers, maar net omdat dit al duurder raak, sê hy. Ek weet Mrs. het gekla oor sy boepens, dat hy die bed gaan breek. Hoe breek jy 'n bed? Kyk hoe droom Tom, is hy nie oulik nie, sê Mrs. en lag. Kyk hoe bewe sy snoerbare. Ek loer vir haar. Sy is reg, ek het gedroom, maar daar was niks oulik aan nie. Ek het geruk, gesidder, gekoes eintlik vir die ding in die stal, wat ek nie lekker kon sien nie. Net 'n kwijlende bek en gloeiende oë. Ek ril
my stert dik opgepof. Ek onthou woorde, boel, dol, 'n skril geskree, 'n harde slag. En dis wanneer ek wakker skrik elke keer. Of as iemand vir my lag. Papa loer na my. Los hom in vrede. Hy knip sy oë. Ek knip terug. Dis asof daar 'n bietjie kat in papa is. Wat ek al goed weet, is dat ek hom direk moet benader. Die gewone flikvlooi en manipulasie werk nie so maklik met hom nie. Maar dis nie 'n probleem nie. Hy verstaan my en my behoeftes. Ek weet hy is nie my regte pa nie, maar as 'n kat 'n pa kon kies, sou enige kat eerder 'n mens soos hy kies bo 'n katpa. Katpaas bestaan nie eintlik nie. Snaaks. Papa sê sommige mans is soos katmannetjies. Hulle wil graag kinders maak, maar is weg as dit by grootmaak kom. Dis seker waar, behalwe vir Siamese, sê Mrs. Ek weet nie, het nooit 'n Siamese ontmoet nie. Soos met leeu's wil ek ook nie. Mrs. weer was gaaf en goed toe ek klein was. Later, ek vermoed juis omdat papa my so met liefde oorlaai het sy onttrek. Ek het toe al geweet wat jaloesie is. Dis immers nie net 'n mensding nie. Ja, papa is 'n regte pa. Die Mrs. nie veel van 'n ma nie. Te deurmekaar, nou liefdevol, net nou afsydig. Afsydig. Asof sy nie hier is nie. Papa sê, she is through each other. En dan lag hy lekker. Hy noem haar nie Mrs. as hy naby is nie. Dan noem hy haar liefie. Ek verkies Mrs. want liefie klink amper soos liebe. Jenga speel ook nie meer met my nie. En dis goed, want ek het nie meer lus vir speel nie. Verby is die tyd dat ek in haar bed geslaap het, toe sy my haar Tim-Tom Teddy genoem het. Later het almal my so genoem, maar nou is ek net oud Timmy. Ek weet oud is sleg. Ek hoef net na Nana te kyk. Sy is oud en sleg, sê papa. Eintlik voel ek 'n bietjie jammer vir Jenka. As sy soos haar ouers is, kan sy net verward wees. Aard, noem Nana dit, aard. Dit klink soos aarde of aardig. Jenka sê self, sy is 'n genetiese wanopvatting, dat sy nie weet of sy 'n boerboel of 'n boelhond is nie. Ag, hoekom sy haar met honde vergelyk, weet ek nie. Papa sê die kind ly aan 'n swak selfbeeld. Mrs. dink weer, sy dink eintlik te veel van haarself. Sies tog, ek sal haar daarom nooit met 'n hond vergelyk nie. Of indien wel, dalk met 'n Engelse skaaphond, want as daai brakke in die wind staan, weet hulle self nie wat hulle voor of agterkante is nie. Ja, die arme kind het die wildste hare. Een oggend hoor ek, ag, ek lyk soos 'n tornado in 'n stofferfabriek. Mrs. het iets gebrom van, oppas, jy boots nie vir jou ouma se gewoontes na nie. Jenka het by haar kamerdeur uitgekyk. Wat bedoel ma? Ek het nie gevloek nie. Maar ek weet wat jy dink, het Mrs. laat hoor. Something under the belt. Jenka sê sy weet nooit waarvan haar ma praat nie. Ou mense. Mrs. oud. Wat is Nana dan? Nana, die eienaardige ouma. En dan is daar ook nog Mia en Frikkie. Ons klein gesin, elkeen met 'n plekjie in die son. So sê Nana as papa vir haar vies raak en oor plekke vir oues begin praat. Ek hoop nie daar's 'n plekke vir ou katte ook nie. Ek sal na papa verlang. Mia was ook nog hier, maar nou is sy weg. Liebe sal verbaas wees, want ek onthou haar goed en dit maak my ongelukkig. Dit is wanneer ek onthou baie dinge wat ek nie wil onthou nie. Miskien sou dit beter gewees het as ek dom was soos Liebe. Papa sê 'n brein is gemaak om te onthou. Daarsonder sou ons so souties wees. Souties. Is dit iets soos sosaties? Klink nie so nie. Nie as ek na Mrs. luister nie. Sy hou mos van sosaties en tomaties. Ag.
Mense bly maar simpel. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.